Heidi bly nou al 3 maande lank by haar oupa Alm in die berge. En in hierdie tyd het die bleek kleindogtertjie 'n mooi, gesonde kind geword. Sy raak elke dag meer en meer gewoond aan die soort lewe hierbo in die berge. Sy kan selfs deur haar vingers fluit en bokke melk. Hi, Pieter! Etenstyd, voeltjies, kom! Jy leer mooi. Jy kan al land. Jou kort ons nog net melk. Melk? Hou nou 'n bietjie op met eet, man. Ek wil jou melk. Kyk hoe trek Pieter sy gesig, Snoekie. Hy glo mos nie dat ek kan melk nie. Ek het nie gedink dat jy so gou sal leer nie. Kom jy my help of wil jy ook 'n bietjie melk hê, Piep? Sal jy bietjie oor hê? Wat gaan nou aan met die wind? Pieter, help my asseblief. Kom vas. Nou word dit darm nie meer so erg nie. Sis, ek word omgewaai en jy sit so ewe daar en eet net kaas. Ek het nie die kaas geëet nie. Ek het hom net vasgehou, anders het hy ook Kyk weggevaar. net, Pieter, daai groot swaar wolke. Dit gaan reën. Ag, is nie. Daai wolke gaan ver van hier af reën. En die wind? Wat gaan met die wind aan? Hy waai altyd so erg in die herfs, maar hy's nie gevaarlik nie. Jy moet maar net aan gewoond raak. Die somer is verby. As jy dink ek moet daaraan gewoond raak, dan moet ek seker maar probeer om gewoond te raak. Wys wat jy kan doen, wind. Ek wil graag vlieg. Ek wil daar bo die lug vlieg soos 'n arend. Pas op, nou styg jy regtig op. Ooh, dis lekker. Mens moet dit saam hardloop. Leef in die wind, dan gaan jy al hoe vinniger. Hoekom probeer jy ook nie, Pieter? Dis tog te lekker. Ai! Hier kom 'n wolk. Wat maak ek met die wolk, Pieter? Waar is hy nou? Wow, pas op! Ek weet jy's klein, Heidi, maar jy's nie so klein dat mens jou heeldag moet oppas nie. Ek weet nie. Het is so naby die afgrond hier. Maar die uitsig is mooi. Kom ons eet iets. Sjoe, hy vat lank tot onder. Totsiens, Pieter. Pieter het gesê die somer is verby, oupa. Moet jy altyd hardloop? Loop 'n slag Ek stadig. wil nie. Die dag is veel te kort as ek stadig loop. Dan sien ek net die helfte van alles. So? Ja, regtig waar. Weet oupa wat? Ek het vandag so ampertjies omgewaai. Ons het ewe lekker op die gras gesit en ons wou net eet toe kom maar baie sterk wind en hy waai my so waar om. Seker daarom nie naby die afgrond nie. Hoekom laat oupa my nie die bok melk nie? Dink jy kan dit al doen? Ag natuurlik, ek sal oupa wys. Kyk nou. Dit gaan beter as wat ek gedink het. Pieter het ook nie gedink ek kan dit doen nie.
Maar Heidi, ek dink nie jy moet môreoggend saam met Pieter by veld toe gaan nie. Hoekom nie? My kind, die herfswinde word nou by die dag woester en gevaarliker. Vandag was dit vir jou 'n lekker speletjie daarbo. Maar môre kan daar dalk iets vreesliks gebeur. Jy's nog klein en die rukwinde is baie sterk. Maar ek kan mos aan iets vasklou. Ek sal niks oorkom nie. Laat my asseblief gaan. Ek het vandag nie soos 'n arend gevlieg. Ek het so in die wind gaan lê en ek het my opgeskep. En toe gaan ek vinniger en toe kom daar 'n wolk en ek kruip dit daar weg. Jy kon oor 'n kraans geval het. Ag, ek was so vinnig, ek wou sommer oorspring, maar Pieter het my gekeer. So ja, Schwindlie, dis nou genoeg. Ek is nou klaar, oupa. Heidi, dis te gevaarlik. Van môre af bly jy hier. Nee, asseblief tog. Goeiemôre, Piep. Waar was jy gistermiddag gewees? Goeiemôre. Môre, kind. Daar kom die bokke al. Oupa het oupa gesien. Ag, kan ons vandag saam gaan, né? Daar's niks wolke in die lug en die wind waai nie eers nie. Nee, Heidi, ek het nie van plan verander nie. Die wind lê net oor dit nog so vroeg is. Die wind waai nie. Ah, hier is jy. Goeiemôre, Snoekie. Het jy lekker geslaap? Is jy gereed? Kan ons maar gaan? Ek mag nie meer saam gaan nie. Ek is jammer, Snoekie. Jy sal vandag alleen moet speel. Ek's jammer. Hoekom dan, hè? Oupa sê die herfsstorms is te gevaarlik vir my. Totsiens, Snoekie, jy moet soet wees, hoor. Toe gaan saam met Pieter. Toe sê Willie. Dis mooi, Snoekie. Ek wens ek kon saam gaan. Maar Oupa, ek wil net 'n entjie saamloop. Hulle wil nie een sonder my gaan nie. Hulle is gewoond aan my. Ek het altyd saam gegaan. Die wind sal nie vandag waai nie. Vir die laaste keer, jy bly hier. Ag, Kom saam binne toe, dan steek ons 'n vuurtjie aan en ons maak lekker kaas. maak ons selfie kaas. Mhm. Dit sal lekker wees. Ek het dit nog nooit gedoen nie. Ek is jammer, Pieter, maar jy sien nou self ek kan nie saam gaan nie. Totsiens, ek sien julle later. Snoekie, Rikkie, kom hier zo. Kom hier, roer julle litte. As jy nie ore nie, kom hier. Ek kan soms baie kwaad word, want hy Pieter 10 keer erger. Hy's 'n korrelkop, nog vir altyd af. Dit kan oupa weer sê. Toe, wat draai jy so? En jy ook. Swinlie, Berlie, wat maak julle? Snoekie, waar gaan jy nou bly so, man? En dit als net omdat hy nie mag saamkom nie. Moes oupa ook by die huis bly toe oupa klein was? Die wind het sommer skielik begin waai. Die wind is so sterk, hy het sommer die deur oopgeruk. Oupa was reg, skielik is die storm hier. Kan jy nou verstaan waarvan ek praat?
Ja. Maar ek sou tog graag by Pieter hulle wou gewees het. Hoor net hoe suis dit. Dis ons dennebome. Peter sal ook nie meer lank boontoe kan gaan nie. Sal dit dan vir hom en sy bokke gevaarlik wees daarbo, oupa? Ek gaan hulle soek. Heidi het al dikwels onder die hoë denne staan en luister na die geritsel van die takke. Sy glo vas daaraan dat die denne met haar wil praat. En soms het sy haar verbeel dat sy hulle hoor. Die denne was altyd nog net vriendelik, maar vandag klink hulle skielik anders. Heidi, kom binne, die wind is te koud. My oupa wil hê dat ons moet ingaan. Sê my, praat jy met jouself of praat jy met die bome? Oupa. Piep het ergens in die boom weggekruip. Jy en hy voel. Hy sal nie kom nie, hy kruip seker weg in 'n veilige plek hê. Hy kom altyd as ek hom roep. Nie vandag nie, kind. Die wind is veel te sterk en te gevaarlik vir hom. Hy is hulpeloos in hierdie sterk wind met sy swak ou vlek. Regtig? Dan help dit tog nie dat ek hier staan en wag nie. Moet oupa dit nie warm maak en omroer nie? Moenie jou bekommer nie, my kind. Ek kom nog daarby. Het oupa vir my lepel saamgebring? Nee, wat wil jy dan met 'n lepel maak? Maar oupa het al gesê ons gaan dit saam doen. Ek wil op. Dis vervelig om net te sit en kyk. Oupa, nou kan ek daarmee help. Dis maklik so op die stoeltjie. Nou kom die lepel net. Hoekom gee oupa dit nie vir my nie? Hoe moet ek nou weet watter een om te vat? Jy sal dit mos nie reg kry nie. Hoekom nie? Ek is seker ek sal die melk kan omroer. Ek sal vir oupa wys, gee net oupa se stok. Die melk word gou warm, hoor. Ek weet, ek's mos versigtig. Ja, probeer maar. Eina. Wat is dit? Het jou gebrand? Die melk het net gespat. Dis mooi. Ek kry dit reg, nee, oupa. Jy was redig roer, hoor. Ek weet. As jy my beloof dat jy sal aanhou met roer en dit nie sal los nie, kan ek so lank na die voer gaan kyk. Hier is nog baie werk om te doen vandag en dit lyk vir my jy kan alleen regkom. Goed, oupa. Oupa? Nee, het was niks nie. Wie is daar? Ag, is niks nie. Ek is seker ek hoor iets daar buite. Snoekie! Hoe kom jy hier?
Snoekie, het jy weggeloop of wat? Toe maar ek is bly jy's hier. Maar waar is die ander dan? Pieter? Sê my, Snoekie, het jy van die trop af weggehol? Het jy tog nie heelpad alleen van daar bo in die berge afgekom nie? Jy kom mos jou been of iets gebreek het. Ag, Snoekie, Snoekie, my liefste Snoekie. Kom. Snoekie! 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 Skoonveld. Ek moes geweet het. Tuurlik. Sy het die hele pad van hierbo af alleen huis toe gekom. O, so. Kom hier. Nee, los haar uit. Sy's nog te klein. Sy weet mos nie van beter Ek nie. het jou al 100 000 maal gesê om nie jou neus in my stake te kom staan en steek nie. Wat het ek dan nou gedoen? Nee, Pieter, moenie. Maak wat ek wil. Jy's wreed. Miskien as ek maar jou oupa het gesê ek moet dit doen as hy wegdwaal. Ag nee. Ek is jammer, oupa. Dit was nie aspres nie, regtig nie, oupa. En nou? Koel is deur die kerk. Ons begin môre maar weer voor. Ek moes dit ook nie toegelaat het. Dit is veel te moeilik vir so 'n klein mensie. So erg is dit daarom ook nog nie. Ons melk maar weer die bokke môre en dan begin ons weer voor. Heidi. Vandag is vir Heidi 'n nare dag. Sy het die melk laat aanbrand en Pieter het haar lieflingsbokkie Snoekie 'n pak slaag gegee. Al het sy hom probeer keer. Heidi voel baie ongelukkig. Sy staan lank onder haar denne en wag om 'n enkele trooswoordjie te hoor. Maar die takke ruis net en buig heen en weer in die wind en sê niks. As Heidi maar net geweet het hoe om aan oupa te verduidelik dat dit nie haar skuld was dat die melk aangebrand het nie, maar Snoekie se. As sy vir oupa vertel, word hy dalk net so kwaad vir Snoekie soos Pieter was. Nou weet ek wat om te doen. Ek het vandag die melk laat aanbrand omdat ek vir 'n klein bokkie omgee. Ek kan net nie onthou wat sy naam is nie. Hoe dan so? Sy was in gevaar en toe dink ek bokke is belangriker Nou, as daar kaas. stem ek met jou saam. Mens kan bokke hê sonder kaas, maar 'n mens kan nie kaas sonder bokke hê nie. Ja, dit klink nogal na 'n goeie rede. Pieter, moenie loop nie, kom hier. Goed, as jy dan so graag wil. Het jy lekker gewy? 'n gewy vandag? Nee, moenie altyd aan my rok kou nie.
dit gaan vir jou ook, Snoekie. Gaan na Pieter toe. Jou plek is daar by hom en sy bokke. Huh? Toe loop nou. Snaaks aan my se kant. Totsiens Pieter, tot môre. Jy moet môreoggend hier kom eet, hoor. Die volgende oggend brand die vuur reeds in die stoofie. En bo oor die vuurtjie hang alreeds 'n groot pot vol vars melk. Maar hierdie keer bly haar oupa liewer daar naby en hy sorg dat Heidi nie weer die melk laat aanbrand nie. Sy kan dalk weer probeer om 'n sekere bokkie wie sy naam sy ongelukkig nie kon onthou nie, te beskerm. Gaan ons vandag weer 'n bietjie kaas maak, oupa? Gedurende die volgende dae maak Heidi en haar oupa groot ronde kase van die bokke se melk. En Heidi neem haar rol as hulpkaasmaker, soos sy dit noem, baie ernstig op. Sy klop en roer en werskaf, maar kort vertel sy vir haar dennebome hoe sy vorder. Sy is baie gelukkig. Sy vergeet skoon van Pieter en sy bokke in die weivelde. Die dae word elke dag korter en die blare begin verkleur. Dit word herfs. Heidi moet totsiens sê vir haar goeie maatjie Piep, wat by 'n swerm voëls aangesluit het om na die suide toe te vlieg, en Heidi is ontroosbaar. Pieter probeer om vir haar 'n nuwe voël te vang. Maar Heidi laat haar nie so maklik troos nie. Sy wil gedurig weet wanneer en hoe en of sy ooit weer haar voeltjie sal sien. Maar daarvan vertel ons in die volgende episode. Hi.